Goeiemôre gemeente. Welkom by ons erediens. Ja, die laaste Sondag van 2024, nee, en dit is ook 'n tyd hierdie tussen Kersfees en Nuwe Jaar wat ou bietjie dink natuurlik oor wat die jaar gebeur het. Ou bietjie terugskou hou en kyk, evalueer en dan kyk ons ook vorentoe 2025. Wat lê vir ons voor? En mag vanoggend se erediens ook wees om jou te bemoedig en te versterk ook vir die pad vorentoe en dat God is in beheer, nê? En ons kan ons lewens veilig in sy hande plaas. Mag ons ook so versterk en bemoedig word. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing is Matteus 2, ons gaan die hele hoofstuk lees. Nou ons het al die eerste gedeelte by stil gestaan, maar ons gaan kyk ook na die res van Matteus 2. Matteus 2 vanaf vers 1 tot vers 23 gaan ek lees. Ek lees uit die 1983 vertaling. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. En na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op en neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar tot ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het: "'n gekerm word op Rama gehoor, gehuil en groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie." Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood." Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen terug te gaan. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom, het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nasaret. So is vervul wat deur die profete gesê is: "Hy sal Nasarener genoem word."
Hy sal Nasareëner genoem word. Ja, hierdie tyd kort na Kersfees, tyd tussen Kersfees en Nuwe Jaar is eintlik 'n baie moeilike tyd, nê? Want mense het nou Kersfees gevier en Kersdag was dit opgewondenheid, veral vir die kinders met die geskenke en dis goeie wense en dis vrede en liefde en kuier saam met familie en eet lekker en dit is so jy breek so 'n bietjie van die harde werklikheid van die lewe. Maar ek moet sê kort na Kersfees word ou weer vinnig en selfs die radio en die nuus is bietjie ligter op Kersdag. Maar net na die 26ste dan tref die harde werklikheid 'n mens weer. As jy na die nuus luister, ons weet wat in Mosambiek aangaan. Dit is net verskriklik. Die beelde en die video's wat gestuur word, alles word afgebrand, die winkels word gestroop, dit is chaos en mense verloor hulle lewens in Mosambiek. En jy hoor ook van motorongelukke, en wat vir my so erg is, ek het ook by nuus sommer net gehoor van, lyk my mense wat gaan staan het langs die pad om 'n wiel om te ry, is sommer net doodgeskiet. Net om hulle kwesbaar is. Jy word so vinnig net weer teruggeruk. En na die misdadigers, die kriminaliteit, By ons is daar weer nou 'n kabel gesteel, vir meer as 'n dag was ons sonder krag, 'n kragkabel gesteel. En dan hoor jy ook gisteraand toe, ek vra hulle vir die veiligheids- en sekuriteitsmaatskappy, doen asseblief ekstra patrollies. Want ons weet ook, die misdadigers weet die krag is daar uit, so hulle fokus op daai area, want die alarms is pap, al die dinge. Wat vir my so snaaks is, so tong in die kies, ek hoor ook op die radio, en Else Wond vertel my, het lyk my in die Kaap, is dit nou 'n ding, om die oggend voor werk 'n koue swem te vat in die see. Dit is blykbaar goed vir jou liggaam, Ek weet nie watter stelsel, endokriene stelsel of wat ook al. En volgende toe ek my stort vat, toe dink ek vir myself, weet wat, ons hierso, hoef jy te gaan swem nie, jy vat net 'n koue stort, want 'n kabel is gesteel. Dan voel ek sommer weer gesond. Dis nou in. Dit is net Kersfees vreugde en jy breek en dan die harde werklikheid. Maar ook in die Bybel, in hierdie gedeelte, hierdie hele Matteus 2, lees ons van hierdie teenstrydigheid, tussen die vrede op aarde en die geskenke wat die wyse manne gebring het vir Jesus, en die engele wat aan die skaapwagters verskyn het en sê vrede op aarde en daar in Lukas lees ons daarvan in 2, eer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde vir mense en wie hy welbehaag het. Ons lees daarvan op die Kers, die geboorte van Jesus. Maar dan lees ons ook hier, dadelik daarna, lees ons van 'n kindergeskreeu in Rama, in Bethlehem. Jesus wat kom, vrede bring, en dis wonderlik en dis mooi. Kort daarna, kinders word doodgemaak. Die kindergeskreeu in Bethlehem. 'n Verlosser is gebore, maar dit bring ook mee dat kinders sterf. Kinders, seentjies onder die ouderdom van 2 jaar wat sterf. Nou kan ek net dink ook, die engele, die vrede, maar dan daai maas wat seker huil as hulle jong babas deurboor word met 'n spies of 'n swaard. Daai teenstrydigheid wat beleef is. So die Bybel praat ook daarvan, wat ons beleef vandag. Dieselfde. Vra as ek net dink aan Mosambiek, wat daar aangaan. En onskuldigheid, skuldige mense wat sterf. Ja, die hardheid van vers 13 tot 23 tref 'n mens eintlik, en dit is so kort na die Kersverhaal. Tref hierdie harde werklikheid 'n mens weer. Maar dit is belangrik, want eintlik sê Matteus vir ons, wat hy hier skryf, en al die evangelieskrywers, Kersfees is nie 'n sprokiesverhaal nie. They all live happily all ever after. Dis nie dit nie.
Maar Kersfees is geskiedenis. Dis wat hier beklemtoon word. Dis geskiedenis, dis nie met mooi sprokies verhaal vir ons bietjie breek van die harde werklikheid nie. Dis geskiedenis. Christus se koms na hierdie wêreld, lig Satan, die slang van ouds, lig sy kop op en hy slaan terug. As God kom om verlossing te bring, verlossingsgeskiedenis nou voor te sit en daar deurbreek, dan gaan die wêreld in reaksie kom. En Satan gaan dit nie net los nie. Hy kom in reaksie. Hy lig sy kop op, die mensemoordenaar. En laat babas sterf, onskuldige babas sterf. Heftige reaksie by die wêreld. Satan slaan terug as God verlossend optree. En die paradoks word hier opgeskapel. Net daai skynbare teenstrydigheid word hier opgestapel hier in Matteus 2. Die skynbare teenstrydigheid. Hy wat later homself vir skuldiges offer, vra 'n offer van onskuldiges sodat hy die keer kan leef om later gedood te word. Christus word nie die offer van sy vyande nie, maar 'n offer vir sy vyande. God verlaat Christus nie tydens die vlug na Egipte en daarna nie, totdat hy homself vrywillig aan God verlatenheid oorgee vir ons almal. 'n Kindjie word gebore, maar kindertjies gaan dood. En in die lyding van die onskuldiges word reeds heen gewys na die lyding van die onskuldige. Want krib en kruis hoort by mekaar, en dis wat Gerard ook gebid het. Krib en kruis hoort by mekaar. Reeds hier, in hierdie begin geskiedenis van Jesus se koms na die aarde, val alreeds die skade weer van die kruis oor alles. Alreeds hier sien ons dit. Hoe die onskuldige kindertjies die keer ly, sodat Jesus kan lewe, om later as die onskuldige, vir al ons mense wat skuldig is, te kan sterf. Krib en kruis hoort by mekaar. Jesus het nie net medelee met ons lewens nie. Is nie God wat daar ver in die hemel en maar net medelee kan sien julle kry swaar nie. Jesus ly saam met ons. Het saam met ons gelei. Hy het ook gevlug soos baie keer van ons ook moet vlug. Ons dink maar net hoe baie mense moet vlug vir hulle geloof, wat die vervolgde kerk en hoe ons ook baie keer moet vlug. Hier moet Jesus ook vlug na Egipte toe. Hy het nie net medelee nie, hy ly saam met ons. Hy saam met jou in jou omstandighede wat jy beleef, wat dit ook al is. Kersfees het baie duidelik 'n kruiskant. Christus kindjie en die kinders in Bethlehem. Jesus en sy kerk. Ons is nou verband aan mekaar. En daar's baie seëninge wat van Jesus afkom na sy kerk, maar daar's ook lyding. En eintlik moet ons trots voel, geëerd voel, as ons ly ter wille van ons saligmaker. Eintlik moet jy. Jesus het baie duidelik gesê aan sy disippels, Matteus 10 vers 38-39, hy wat nie sy kruis opneem my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Is jy bereid om Jesus te volg? Ek dink ons almal sal sê ja. Maar dit beteken ook dan moet jy jou kruis opneem en hom volg. Petrus sê, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Ons kyk so baie keer na hierdie lewe net vanuit die aardse bestaan. Kry jy hemelse perspektief. Kolossense 3 vers 1, dink ek sê dit ook. Rig julle gedagtes wat daarbo is. Omdat julle saam met Christus opgewek is uit die dood. Moenie nie hierdie aards kyk nie. Moenie 2025 net kyk aards. Wat gaan ek reg kry? Wat wag vir my? Kyk 'n hemelse perspektief.
wees liewer bly hoe meer julle lyding van Christus deel, want dan sal ek oorloop van vreugde by sy wederkoms. Die kerk moet gereed wees. Gereed wees, jy word gekruisig. Nee, as jy moet sterf. En jy moet jouself ook kruisig. Nee, baie keer word 'n mens gekruisig deur mense om jou by die werk of wat ook al, nee. Maar jy moet jouself ook kruisig en sê, Here, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor u geskiedenis. History, hulle sê mos history, wat beteken history? Nee, history is his story. Ons is deel van God se geskiedenis hier op aarde, his story. Sien dit so, sien jou lewe so, sien 2025 as his story, wat ook geskryf word in jou lewe. Die boek Handelinge word aangeskryf, dit is hoekom die boek Handelinge ook nie 'n slot het nie. Hy eindig eintlik net so stomp. Want die kerk geskiedenis gaan aan, want dis historie en word vandag ook nog geskryf, in en deur jou lewe. Die kerk moet altyd weet, ons is 'n kerk onder die kruis. Nou, as jy by 'n kerk is en jy sê, wow, dit gaan net goed, daar's nie lyding of so nie. Nee, dis net seëning. Daar is baie. Selfs in die lyding weet ons ook, ons het al hoeveel getuienis gehoor, hoe die Here is daar saam met jou. Hy help jou kruis dra. Maar ons dien nie die Here vir wat ons kan kry, ons dien hom vir historie. Dis hoekom ons hom dien, sodat historie deur my geskryf kan word. En Satan gebruik vandag ook nog baie Herodese om Jesus se effek op die kerk en op die wêreld te vernietig. Daar's baie Herodese vandag ook. So daai Herodes van die begin, hoe Satan Herodes gebruik het met die kindermoord. Daar's vandag ook baie Herodese. Nee, om Jesus se effek op die kerk en die wêreld te vernietig. Of te probeer vernietig. Ons kan maar dink, nee, al die valse godsdienste, kyk maar waar die kerk so vervolg word in Indië en ook in die Midde-Ooste en so, al die godsdienste hoe die kerk vervolg en probeer onderdruk, maar dis reeds waar die kerk dan floreer, nee, is gewoonlik die vervolgde kerk floreer. Nee, so kom Satan, hy slaan terug. Daar's al die valse godsdienste. Bietjie nader dalk aan ons, want ons word nou nie so direk vervolg nie, is kom ons sê materialisme. Nee, materialisme kan insluip hier in die kerk ook, waar die hoofgod Mammon gedien word. Nee, as dit net gaan oor Mammon, geld maak. Nee, dis Herodes wat Jesus se effek in jou lewe wil vernietig. Die kerk ook wil vernietig. Die kerk, 'n gemeente kan ook net gaan oor geld. Ons moet geld kry. Materialisme, ons kan dit opskaal, rasionalisme nee, wat die westerse rasionalisme, jy alles wil uitredeneer, en as jy dit nie kan redeneer nie, uitredeneer met jou menslike brein, en dan verklaar ons dit weg, nee. En so word God in die bonatuurlike en wonderwerke wegverklaar in die Bybel. En ook gawes van die Gees, soos 1 Korintiërs 12 en 14, word daar strepe deur getrek en word gesê, dit is net vir daai tyd was dit belangrik, nie vandag nie. Nee, dit is die rasionalisme. Die humanisme, waar menseregte so belangrik word, dat die mense eie God word, en self bepaal wat is reg en verkeerd. En self kan bepaal op die einde, dis my liggaam en ek aborteer, nee, abortus, hoeveel mense moord vind die plaas, die kinders wat geoffer word, deur die humanisme. Ons kan aangaan met al hierdie Herodese. Nee, wokeness, die wokeness, nee, ons mag net nie diskrimineer nie. So as jy sê, Jesus alleen is die weg, die waarheid en die lewe, dan diskrimineer jy teen ander godsdienste, jy mag nie. Nee, jou stem moet dood, jy moet stil bly, jy kan dit nie sê nie. En baie mense word vervolg in die westerse lande, wat sê slegs Jesus. Mag hom nie verkondig as die enigste weg, waarheid en lewe nie. Verstaan die Herodese is volop, wat die effek van Jesus op die kerk en die wêreld wil vernietig. Matt vertel my ook gisteroggend,
ook van 'n kerkverband waar ook nou gesê word ook, jy kan nie meer sê Jesus is alleen die weg, die waarheid en die lewe nie, want wat van die ander godsdienste? God kan jy ook nie meer sê is 'n Vader nie. Hulle wil die Bybel ook nou vertaal, maar dis ook al lank, dit kom al lank, nee, dat as dit of 'n sy of wat ook al. Dit kan nie. Kom ons staan op God se woord, die waarheid. Besop vir die Herodese wat self die kerke binnesluip. En maar te midde van dit alles sien ons al reeds hier in Matteus 2. God skryf sy geskiedenis verder van die kerk. Al kom ou Herodes in opstand en lig sy kop, die slang lig sy kop. God skryf die geskiedenis verder. Nee, hy gebruik selfs hierdie bose planne van Herodes om sy heilsplan, sy verlossingsplan deur te voer op aarde. Want 4 keer word in hierdie gedeelte gesê, en dit was 'n vervulling van die Ou Testamentiese profesie. Herodes dink hy is die magtige, maar hy is eintlik die onmagtige, en Jesus is die wat onmagtig lyk, is eintlik die magtige. God skryf sy geskiedenis verder. Herodes was ook maar net in God se hande om die Ou Testamentiese profesie, die woord tot vervulling te bring. Want Jesus is die vervuller van die Ou Testamentiese profesie. 4 keer word daar gesê. Net kom ons kyk bietjie daarna. Vers 5 staan daar. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskryf, en jy Bethlehem, gebied van Judea, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Nee? Dis hoekom Jesus in Bethlehem gebore is. En dan die volgende, as ons kyk na die volgende vers 15, staan daar, so is vervul wat die Here deur die profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep, nee, toe die Engels sê vlug na Egipte toe. Dan vers 17. Vers 17 staan daar. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het, 'n gekerm, vers 18, 'n gekerm word in Rama gehoor, 'n gehuil en groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. En dan vers 23 ook, staan daar, hulle daar aangekom, het hy gegaan en woon in 'n dorp met die naam Nasaret, soos vervul wat deur die profete gesê is, hy sal 'n Nasarener genoem word. Alles is maar net 'n vervulling. God hysterie, hy skryf die geskiedenis verder. Herodes, wie ook al die Herodese is in God se hande. Is net in God se hande. So 2 dinge is baie duidelik. En eerste is, Jesus is die Messias, wat die Ou Testament kom vervul het. Ek het al so 'n diagram gesien, en ons het so met die katkesante ook al gepraat daarvan, oor hoeveel jaar, hoeveel profesieë vervul is. Ek weet nie of julle daai ding gesien het nie. Dit is lyne en lyne en lyne. Dit is absoluut bonatuurlik. Hoeveel skrywers daar in die Bybel en almal werk saam en dit is tot vervulling oor hoeveel jaar. Nee, hy is die Messias. Daar's nie 'n ander Messias nie. Hy is die vervuller van die Ou Testament se profesieë. En die tweede ding is, God is in beheer en hy voer sy raadsplan uit. God is in beheer. Nie Satan nie die Herodese wat hy gebruik nie. En God voer sy raadsplan uit. Ook as ons so terugkyk in die jaar, die verkiesing wat daar was. God is besig net om sy raadsplan uit te voer. En ook in jou lewe. In jou lewe ook. So daarom kan ons met vertroue die nuwe jaar ingaan. Nee, ons het 'n verlosser wat in beheer is van my lewe en my toekoms is in sy hande. En dan dink ons dadelik ook aan Romeine 8 vers 28, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Alles wat gebeur is nie goed nie, dis nie wat daai teks sê nie, ons dink altyd ja, alles gaan goed. Nee, daar's slegte dinge wat gebeur het, nie, soos met die kindermoord, nee, maar God laat dit ten goeie meewerk, om sy verlossingsplan deur te werk in hierdie wêreld vir almal. Dis wat hier gebeur het.
Ja, mens dink jy arme onskuldige kinders, nê, en so. Maar weet jy, daai kindertjies het baie vinniger in die hemel gekom as wat ons daar kom. So kyk uit 'n ewigheidsperspektief. Ook baie keer as jy geliefd aan die dood afgestaan het. Het hang natuurlik af of hy of sy geglo het in Jesus, nee, is nie almal wat sterf van hemel toe nie, ons weet dit. Maar as hy geliefde wat die Here geken het gesterf het, daai persoon, daai geliefde kry nie swaar nie. Hulle is daar by die Here. Dis ons wat swaar kry. Hou vas aan daai hoop. Hou vas aan daai hoop. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Ook die slegte wat dalk in jou lewe gaan voorlê, God gebruik dit om sy raadsplan ook in jou lewe deur te voer. As jy natuurlik met hom, saam met hom die pad stap. As jy vertrou in hom het. Dit vra van ons geloof. Glo dat Christus is die Messias. Dit sê hierdie gedeelte baie duidelik. Hy alleen weg, waarheid, lewe. Glo dat jou lewe in die Here se hande is. Dat hy besig is om sy raadsplan ook in jou lewe deur te voer. Glo dit. Dat hy alles ten goeie laat meewerk. Maar ons kan baie keer bely, maar ons glo dit nie. Glo dit nie werklik nie. En daarom wil ek vir jou vra ook, as jy dink aan 2025, wat dryf jou lewe? Nee, want dit sal ook sê of jy glo of nie glo nie. Wat is jou dryfkrag vir 2025? Is dit dalk vrees? Vrees? Nee, dan word daar geloof. Vrees en geloof loop nie baie lekker saam nie. Dan jy dalk nog nie glo dat jou lewe is in die Here se hande nie. Want dan kan jy rus in hom. Dat wat ook al gebeur, God is met my. Nee, dan kan die vrees wegval. Vanoggend het ek weer daarmee tot ek so 'n bietjie begin vrees kry en so nee. En toe het jy net gesê, Here, ek wil net aan U wil en plan wees. Kom doen U in en deur my lewe wat U wil doen. Dis al. Want dis waar ek my vrede vind. Dis waar ek my veiligheid en sekuriteit vind. God het my hier geplaas en so vir elkeen van ons, nee, hier in Johannesburg waar kabels gesteel word en wat ons ook al wil noem, nee. Maar God het ons hier geplaas met 'n doel en 'n plan. En as ek daarin wandel, nee, dan rus ek. Here, U weet, my lewe is nie vir my nie. Dis vir U. Kom doen U in en deur my 2025 wat U wil doen. Nee, dan val al daai bekommernisse weg. Ek hoef nie te veg en my selfbehoud nie. Want dit kan ook wees, nee, my eie sukses en eer, wat mense van my sê, nee, dis wat my dryf vir 2025. Mense moet dink ek is great en goed of wat ook al. Nee man, wat is God se wil en plan? Dis al. Dis al. Dis hoekom jy hier is. Dat dit jou dryf wees. Moenie dat jou eie ek opstaan nie. Maar God se heilsplan. Dit gaan net oor die Here. En die Here wil dinge in en deur jou doen, wat hy nie deur ander mense wil doen nie. En net jy kan dit goed doen, want die Here is saam met jou. En hy gee sy gees om dit te gaan doen. Nee, en dit is dat mens, natuurlik, jou beste gee in jou werk, in jou skool, studies, wat jy ook al doen, jy gee jou beste. Maar dit is omdat jy doen dit soos vir die Here. Nie vir jou baas of vir enigiemand anders of om geprys te word nie, jy doen dit vir die Here. Dat God se raadsplan deur jou sal plaasvind. En daarom leer Jesus ons ook bid en laat U koninkryk kom. Net dat dit ons gebed wees elke dag. Here, dat vandag U koninkryk in en deur my kom in hierdie sondegevalle wêreld wat stikkend is. Dinge nie reg beweeg nie. Laat U koninkryk kom. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie Here dat ons met die Kersverhaal nie besig is met 'n sprookiestorie nie. Dat net sprokies in dit. Net so probeer wegbreek van die harde werklikheid van hierdie lewe nie. Dankie Here dat die Kersverhaal is geskiedenis.
En die krib en die kruis hoort by mekaar. En U het die verlossingsplan in hierdie sondegevalle wêreld kom deurvoer, Here. En ons weet die Herodese, die Satan lig sy kop en hy gebruik die Herodese om Jesus se effek op die kerk en die wêreld te probeer verhinder. Maar Here, U is in beheer. U laat U raadsplan deurvoer. En dankie dat ons instrumente in U hande kan wees. En ons vra U ook, Here, elkeen van ons, wys vir ons, Here, wat is U wil en plan, wat is ons skepingsdoel in 2025? Here, dat ons deel sal wees van U storie hier op aarde, Here. Dat ons absoluut net in U wil en plan wees en laat U koninkryk kom, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En die Here wil jou nou seën sodat sy koninkryk in en deur jou sal kom. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.